sing. Ja, daar sing ons halleluja. Prys die Here. Maar Here, ons sing dit uit 'n hart wat diep bewus is van die prys wat dit ons U gekos het om ons te kan verlos. Dankie Here dat die genade vir ons verniet is. Maar ons weet daardie genade het die hoogste prys gekos. Hy moes mens word. Jesus moes aan die kruis sterf en moes die volle prys vir al ons sonde daar betaal. Daarom wil ons vanmôre saam met gelowiges, saam met Christene reg oor die wêreld, Here, wil ons vanmôre kom U aanbid. Wil ons regtig ons lewens voor U kom neer lê en sê, Here, U het alles gegee. U het alles gegee. U het alles gedoen dat ons verlos kan word vir ewig. Daarom, Here, is die minste wat ons kan doen om alles aan U te gee. Ons lewe, ons hart. Ons stikkende hart, ons vuil sondige lewe, ons stikkendheid voor U te kom lê en te sê, Here, hier is ek. Neem my. Dankie. Dat die kruis vertel van 'n gelukkige ruil. Dat ons vuil sondige lewe inruil en 'n nuwe skoon, heilige, onbevlekte lewe ontvang deur die bloed van Jesus. Ons verstaan dit nie, Here. Ons wil net sê dankie. Dankie. Vir 'n genade en 'n liefde so groot. Wil ook vanmôre, wanneer ons by die kruisgebeure stil staan, wil ook vanmôre in elkeen van ons se lewenswerk. U weet waar ons is. U weet waar ons stikkendheid is, waar ons seer is. U weet waar ons behoefte is. U weet, Here, van ons diepste nood. My gebed is dat U vandag elkeen sal aanraak. Kom raak ons aan. Dat ons U teenwoordigheid beleef. Dat ons weet ons was in die teenwoordigheid van die lewende God. En weet U is lief vir ons. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, rondom die kruis van Jesus en by sy kruisiging was daar 'n verskeidenheid van mense teenwoordig. Van hulle was net toevallige verbygangers wat daar verbygestap het. Ons lees in Matteus 27, die verbygangers het net spottend hulle koppe geskit en hom toegesnou. Toe nou, jy kan mos die tempel afbreek en dit weer in 3 dae opbou. As jy dan God se seun is, red jouself. Kom van die kruis af. Die volk het ook daar gestaan. Hulle was grootendeels apaties. Hulle was net toeskouers. Lukas 23 sê die volk het net daar gestaan en toe kyk. Hulle het maar net gekyk. Daar was ook die Joodse, die godsdienstige leiers, en hulle het daar by die kruis gestaan en Jesus gespot terwyl hy aan die kruis gehang het. Die priesterhoofde het saam met die skrifkenners en die familiehoofde het ook gespot en het gesê, ag, fooi tog, hy het ander gered, maar hy kan homself nie eers red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou afkom van die kruis af. Dan sal ons in hom glo. Hy het mos op God staat gemaak. As God dan sodanig lief is vir hom, laat hy dit nou bewys deur hom te red. Hy het tog self gesê, ek is God se seun. Matteus 27. Ons lees in Lukas 23 dat die Romeinse soldate
wat daar by die graf, by die kruisiging was, het ook met Jesus gespot met hierdie woorde: as jy die koning van die Jode is, red jouself. Ook in Lukas 23 lees ons dat die een misdadiger het Jesus aanhou spot, en hy het onder andere gesê: as jy dan die Messias is, red jouself en red ook vir ons. Toch? Was daar ook ander daar by die kruisiging teenwoordig wat anders gereageer het? Wat juis hier by die kruis ontdek het wie Jesus eintlik is. Ons lees dat die ander misdadiger daar aan die kruis sy skuld erken het, dat hy Jesus as Messias bely en dat hy hom vergifnis vra, en dat hy daar aan die kruis gered is, en vir ewig kind van God is, in heerlikheid. Die Romeinse offisier het saam met die ander soldate wag gestaan, daar by Golgotha by die kruisiging, maar hy het nie soos die ander soldate saam gespot met Jesus nie. Nee, hy het stil gestaan en hy het waargeneem, hy het opgelet wat hier aan die gebeur is. En hy het agtergekom dat hier iets besonders in hierdie Jesus is. Want hy het gesien dat hierdie Jesus het sy marteling gewillig gedra. Hy het gesien hoe hy aan die kruis hang sonder om te vloek, te dreig of te verwyd. My waarheid te sê, hy het gehoor dat hierdie man wat daar in die middel hang, dat hy nie vloek nie en dreig nie, dat hy nie eers pleit om af te kom nie, maar dat hy bid. En dat hy bid juis vir hulle wat hom gekruisig het en wat met hom spot. Hy het gehoor hoe hy sag vir die een misdadiger langs hom gesê het: ek verseker jou, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Hy het gesien hoe hierdie man ten spyte van al sy pyn, al sy lyding, die marteling wat hy deurgegaan het, hoe hy sag afkyk na sy ma, en hoe hy omgee vir sy ma, en seker maak dat sy ma versorg is. Dit alles. En die manier waarop hy gesterf het met die duisternis, die donderslae daarna, en Jesus se woorde, dis volbring, het hom uiteindelik tot die besef laat kom. Werklik waar, hierdie man was die seun van God. Daar was ook naby aan die kruis, by die kruis ook 4 vroue. Een van hulle was Maria, Jesus se ma. Johannes, die liefling disipel, was ook daar en hy het saam met hulle daar gestaan om hulle te ondersteun. Vir hierdie groepie was die kruisiging hartverskeurend. Hulle was in skok, hulle was in 'n rou oor wat met Jesus, vir wie hulle so lief was, gebeur het en aan die gebeur is. Hulle kon nie verstaan waarom hy hierdie geweldige marteling moes deurmaak nie. Dis almal mense daar rondom die kruis. Vanoggend wil ons egter die fokus plaas op die man wat aan die middelste kruis hang. Ons het die hele tyd rondom hom gepraat. Vanoggend gaan dit oor wie is hierdie man daar aan die middelste kruis? Waarom hang hy daar? En dan is die belangrikste om eerstens te sê dat hierdie man wat hang aan die middelste kruis, hy is die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid. Hy is die een wat saam met die Vader en die Heilige Gees alles wat bestaan geskep het uit niks uit nie. Hy is die ene wat dit steeds alles onderhou. Hy is die ene wat van ewigheid af God is in absolute heerlikheid en majesteit,
Want in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En Hebreërs 1 sê, hy het gedeel in die goddelike majesteit, totaal, alles is deur hom geskep, en vir hom geskep. Dis hy. Dis God. Die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid wat 'n menslike liggaam en 'n menslike natuur aangeneem het en gebore is uit die maagd Maria. Dis hy wat sy goddelike heerlikheid neergelê het om 'n menslike natuur aan te neem. Dis hy. Wat daar as mens aan die kruishout hang. Dis hy wat toegelaat het dat hy so verneder word en dat hy die vloekdood aan die kruis sterf. Dat Jesus, as die Messias sou kom, dat hy sou ly en dat hy sou sterf, is natuurlik reeds in die Ou Testament, in die geskrifte voorspel. Onder andere die profeet Jesaja, wat meer as 700 jaar voor Christus reeds duidelik gesê het dat hy gaan kom en hy gaan ly en hy gaan sterf vir die sondes van die mensdom. Ons lees onder andere daarvan in Jesaja 53 en ek wil dit vanoggend vir u lees. Jesaja 53 vers 1 tot 12. Onthou, hierdie profesie is meer as 700 jaar voor Jesus se kruisiging geskryf. Wie het ons boodskap geglo? Aan wie het die Here sy reddende mag openbaar? My dienaar het gegroei soos 'n loot wat uitspruit in die teenwoordigheid van die Here, soos 'n plant wat groei in droë grond. Hy was nie mooi of koninklik sodat hy ons sou aantrek of met 'n voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en verwerp deur mense. Iemand wat leed en pyn geken het. Hy was soos iemand vir wie mense die gesig wegdraai, verag. En ons het hom nie geag nie. Tog? Was dit ons swakhede wat hy gedra het? Hy het ons pyn verduur. Ons het aan hom gedink as dat God hom slaan, kastei en tuister. Hy is geslaan en hy is gepynig ter wille van ons sondes. Hy is gestraf sodat ons in vrede kan leef. Hy is geslaan sodat ons gesond kan word. Almal van ons het weggedwaal soos 'n klomp skape. Ons het ons eie pad gevolg. En toe het die Here ons almal se skuld en sonde op hom laat neerkom. Hy is geslaan en mishandel. Maar hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hy is soos 'n lam wat ter slagting gelei word. Soos 'n skaap wat stil is voor sy skeerders. So het hy sy mond nie oopgemaak nie. Hy is verdruk, skuldig bevind en weggelei na sy dood toe. Wie van sy mense het besef dat hy vir hulle sondes doodgemaak word? Dat hy eintlik in hulle plek gestraf word. Hy het niks verkeerds gedoen nie. Hy het nooit enige iemand bedrieg nie. Tog is hy soos 'n misdadiger begrawe, in 'n ryke se graf neergelê. Maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel en te laat ly. Al het die Here sy lewe 'n skuldoffer gemaak,
sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as gevolg van hom ontvou. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien en tevrede wees. En deur alles wat hy beleef het, sal my regverdige dienaar dit moontlik maak vir baie, om ook regverdig te word. Want hy dra al hulle sondes. Daarom eer ek hom as iemand wat groot en magtig is. Want hy was bereid om doodgemaak te word, as misdadiger beskou te word. Hy die sonde van baie gedra, en hy het vir sondaars gebid. Dit was die woord van God, 700 jaar voor Jesus se kruisiging. Dink vir 'n oomblik daaroor na. Dit het God, dit het Jesus vir my en vir jou kom doen. Ek wil jy moet net vir 'n oomblik net dink oor wat ons sopas gelees het. Maar besef, dis vir jou gedoen. Reeds in die Ou Testament, onder andere ook deur die profeet Jesaja, die gedeelte wat ons sopas gelees het, word daar verskeie kere en pertinent gesê dat Jesus ongelooflike marteling en lyding sal beleef. Dat hy gestraf en vermorsel sal word. Al is hy totaal onskuldig. Want hy sterf en word gestraf vir die sondes van ander. Van my en jou. Hy is geslaan en gepynig, lees ons, terwille van ons sondes. Hy is gestraf sodat ons in vrede kan leef. Hy is geslaan sodat ons gesond kan word. Verder sê Jesaja 53 ook duidelik, dat juis deur hierdie lyding en sterwe van die Messias, sal hy baie mense tot verlossing bring, gaan baie mense gered word, omdat hy vir hulle sonde betaal. In Jesaja 53 word ook reeds pertinent gesê, dat dit God se wil en God se plan is. Dat dit die pad is, waardeur God verlossing gaan bring. Vers 10, maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel en te laat ly. Al het die Here sy lewe 'n skuldoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as gevolg van hom ontvou. Jy moet mooi verstaan. Die hoofrede, die belangrikste rede waarom Jesus Christus aan die kruis op Golgotha vasgespijker is en daar hang, is nie omdat Pilatus 'n bitter swak beslissing gemaak het nie. Is nie omdat Pilatus 'n patetiese regter was wat hom laat beïnvloed het deur die volk en deur die leiers om 'n onskuldige mens wat hy 3 keer onskuldig bevind het, wel te laat gesel en op die ou end te kruisig. Jesus hang ook nie aan die kruis, en hy's gekruisig omdat die Joodse leiers so jaloers was op hom, en besluit het om hom te laat doodmaak, en dit reg gekry het om die volk so op te werk, en so te oortuig, dat hulle uit een mond geskree het, kruisig hom, kruisig hom, dat Pilatus eintlik nie 'n keuse gehad het nie. Dis ook nie waar dat die Romeinse soldate was te veel en te sterk en te goed bewapen, daarom kon hy nie wegkom nie.
En daarom hang hy aan die kruis. Dis selfs nie eers die spykers wat hulle deur sy hande en voete geslaan het, wat hom aan die kruishout vasgeanker het nie. Hy hang daar, omdat hy gekies het. En jy moet dit hoor. Omdat hy gekies het om na die aarde toe te kom. Omdat hy gekies het om mens te word. Omdat hy gekies het om die lydingspad te loop. En omdat hy gewilliglik sy lewe aflê. Hy self het gesê, niemand neem my lewe van my af nie. Maar ek lê dit gewillig af. Vir die wêreld. Sodat mense, ek en jy, gered kan word, verlos kan word. Jy sien, Jesus kon enige tyd, hy het dit vir sy disippels gesê, daar in die tuin van Getsemane, ek kan enige oomblik 'n legioen engele kommandeer, en my uit hierdie situasie uitvat. Hy kon enige oomblik sy goddelike mag en heerlikheid weer opgeneem het. En hy kon met 'n massiewe magsdaad van daardie kruis afgekom het en al daardie spottende mense rondom die kruis in een oogwink vernietig het. Hy kon gedoen het presies wat die spottende skare hom uitgedaag het om te doen. Maar as hy dit gedoen het, sou geen mens gered word nie. Was almal verlore. Vir ewig. Vir ewig. Daarom hang hy aan die kruis. Daarom hang hy aan die kruis, maar daarom word hy ook uitgedaag, en dis die laaste versoeking van Satan, wanneer almal hom uitdaag en sê, kom af, wys jy's die seun van God, wys, ons sal in jou glo as jy afkom. Jy het mos op God vertrou, waar is God nou? Doe niks, wys dit, want as hy dit gedoen het, was God se verlossingsplan met die mens finaal tot niet. En was die ganse mensdom verdoem, ek en jy, in die ewige hel, sonder enige hoop, ooit. Dit is wie die man in die middel is. Dis wie Jesus is. Hy's nie 'n tragiese figuur wat jy moet jammer kry nie. Maar hy's die ewige God wat bereid was om die uiterste, die ultimate prys te betaal, sodat verlore mense gered kan word en vir ewig sy kinders kan wees en in die heerlikheid met hom kan deel. Daarom wil die kruis ons nie in die eerste plek tot trane bring nie. Ja, dis logies as 'n mens hoor en as jy kyk en sien dit wat Jesus daar ly, die pad wat hy geloop het, dis natuurlik dat 'n mens sal huil, dat jy bewoe sal raak. Dit kan jou nie onaangeraak laat nie. Maar die doel van die kruis is nie om ons tot huil te bring nie, maar om ons tot bekering te bring. Dis waarvoor Jesus aan die kruis sterf, as verlosser, nie as 'n tragiese held nie. As Here van heerlikheid, om vir my en jou 'n nuwe lewe, 'n nuwe toekoms te gee. Want hy weet, as ons maar net aangaan op ons pad, gaan ons verloor. Daarom het hy gesterf. Oh, to Jesus, dit was nie so gekieu nie. Daarom hang hy aan die kruis. Daarom is hy daar, want hy is lief vir jou. Wat hom aan die kruis vashou, is liefde. Want hy is te lief vir jou, om sy goddelikheid op te neem.
Hy was so lief vir jou, dat hy vir jou gesterf het. Daarom lees ons dat daar aan die kruis die een misdadiger kom tot bekering. En dis vir ewig in die hemel. Die hoofmaal oor 100 bely Jesus as die Messias en is gered. Selfs Petrus word daar omgekeer. As ek en jy vir Jesus aanvaar as ons verlosser, as ek en jy bereid is om vandag ons lewe aan hom oor te gee en te sê, Here, hier is ek, U het vir my alles gegee. Die prys is klaar betaal, dis volbring. Maar ek wil dit aanvaar, ek gee my lewe onvoorwaardelik, ek gee alles oor, net aan U. Weet dan, sê Jesus vir jou ook, ek sê vir jou, jy sal saam met my in die paradys vir ewig wees. Want jy is my kind. Om met daardie wete te kan lewe en met daardie wete te kan sterwe, maak ons lewe en ons sterwe die moeite werd. Amen. Dankie Here. Dankie vir 'n liefde so groot. Dankie Here vir 'n genade so onbeskryflik. Daar's nie regtig woorde waarmee ons iets kan sê nie. Ek wil net sê dankie. En ek wil net pleit dat elkeen wat nog nie daardie keuse gemaak het nie, wat nog nie finaal oorgegee het nie, dit sal doen, sommer nou sal doen. En dalk het ons dit al gedoen, dalk het ons dit so halfpad gedoen, dalk kan ons nie lekker onthou nie, Here. Ek weet, hier by die kruis kom roep U ons op. Gee alles oor. Gee net alles oor, dis die moeite werd. Want dis vir jou. In Jesus naam. Amen. Kom ons sluit met 'n lied, dis 'n toewydingslied, mag dit ook